Welkom terug. Ons is nog steeds by ons inwoner Tanya Antoni, waar sy vir ons sê van die boom wat vir ewig sal staan. Die boom was al 5-6 keer aangemeld aan Kannaland munisipaliteit om verwyder te word met hulle tipe toerustings wat hulle het. Die beloftes soos gewoonlik bly leeg. As gevolg van die rede vir die boom se verwydering is, ons wil nie die natuur tot niet maak nie. Maar soos ons kan sien, is die 'n oer-oue boom en hy is besig om Tanya se huis te verwoes. Die vloer lig op. Soos julle kan sien, sprei dit nie net daar area plat nie, maar wel die buurmense wat rondom haar is. So al wat sy voorgevra het is, as die boom moet val, watter kant toe dink jy gaan val? Baie mense gaan skade opdoen, baie mense gaan seer kry. En wat dit kan land dan in plek? As dit die feit dat moet die ramp eers gebeur vir hulle om te sien deze risk. Of as gaan hulle beoog hulle om die hazards nou al die pad te taal. Ja. Want to say something else? Tanya, you want to say something about this? En soos die afgelope sterk winde wat gewaai het die wind die boom so gestoot al nou. Okay, 'n boom kan net vir so ver jare gestoot word. Vir 300 jaar kan 'n boom gestoot word. Maar hier soos julle kan sien as die are al van die boom al wytel. So een of ander tyd gaan hy vooroorval of die buurvrou se woning word beskadig of hy val in die huidige woning in waar hy staan en beskadig die hele eiendom met kleinkinders wat woon binne in hierdie gebied. Goed vir die somer, wat sleg vir die winter. Goed vir die somer, wat sleg vir die herfs. Wat kan ek sê? En so staan jy nee, jy het geen sosiale media, jy het geen selfoon nie. Hoe het jy inligting oor die 6 dae wat jy sonder krag gesit het en 5 dae sonder water? Was daar enige luidsprekers wat Kannaland munisipaliteit bekend gestel het vir die gemeenskap waar hulle goed aankondig oor hierdie luidspreker? Was daar sulke goed? En soos in die verlede was daar maar altyd nuusbriewe uitgedeel vir die gemeenskap van Calitzdorp. Het jy enige van hy twee kenmerke ontvang? Ek het niks nie. So ons gemeenskap was oningelig. Hulle weet nie, hulle het nie geweet wanneer die krag aankom en hoekom die krag af is en hoekom die water ook af was nie. Watter stories het jy gewag? Wanneer gaan die krag 7. aanslaan en al? Maandag het ek gehoor die krag slaan maandag aan. Ek het self gehoor dat slaan sondag aan en dan het gehoor maandag. Maar toe kom hy nog 'n ander nuusbrief by my uit dan 8 uur gaan dit aanslaan. Eers die straatlig en dan die huisligte. Sesta. Ek het gewag 2 maande. En besides sosiale media, daar was 3 dae na die tyd op Facebook gepost op Kannaland se nuusblad van die outages of the electricity. 2 dae, 3 dae na die tyd. Die gemeenskap het die phone en hulle phone is gechat, waar is die inligting? Ek kan so gou aankondigings oor die luidsprekers gemaak word vir onbenullige begrotingsvergaderings, maar nie vir gemeenskapsdienste nie. Nee? Come to, use your brain. Use your brain, people. Vote for change. Vote for change. Amen. Amen.